Die DA en AfriForum in die hof om die onteieningswet te toets en verligting in die petrolprys, maar minder goeie nuus vir die dieselprys. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans op hierdie Maandag. Ek is Esmerie Eysel, baie welkom. Die burgerregte organisasie AfriForum en die DA is van vandag af in die Wes-Kaapse Hooggeregshof om die grondwetlikheid van die onteieningswet te daag. AfriForum meen onteiening sonder vergoeding druis teen artikel 25 van die grondwet in en moet daarom ongrondwetlik verklaar word. Die DA het ook 'n saak en hulle het vanoggend hulle argumente gelewer. Hulle fokus baie sterk op tegniese aspekte om te sê daar was nie 'n mandaat van die Nasionale Raad van Provinsies om die wet goed te keur nie. Maar hulle fokus dan in hulle stukke glad nie op onteiening sonder vergoeding in artikel 12.3. Maar ek dink die sake kan mekaar aanvul, want AfriForum gaan waarskynlik vanmiddag of môreoggend 'n kans kry om na die tegniese en morele aspekte te kyk en te sê onteiening sonder vergoeding is nie net immoreel nie, dis direk in botsing met artikel 25 van die grondwet en moet daarom ongrondwetlik verklaar. Die DA meen die reg op eiendomsbesit is fundamenteel in die breër prentjie van vryheid, waardigheid en ekonomiese geleenthede. Die party se federale raadsvoorsitter, Ashor Sarupen, sê geen regering behoort die mag te hê om dit wat aan die land se burgers behoort sonder vergoeding te kan neem nie. Die saak is tot eerskomende Vrydag op die hofrol geplaas. Of jy nou 'n huis besit, of 'n woonstel besit, of 'n plaas besit, dit is jou reg. Jy het jou geld gebruik om daai eiendom te besit en dit moet beskerm word. Die ekonomie kan nie werk nie. Werk kan nie geskep word as mense se eiendomsreg nie secure is nie. So dit is ongelooflik belangrik vir ons as die Demokratiese Alliansie om vandag hier te veg vir ons land en vir almal se reg om hul eiendomreg te beskerm. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê die finale kiesersregistrasie naweek was 'n sukses met goeie logistieke en operasionele ondersteuning landwyd. Die OVK het tydens 'n terugvoer media-konferensie gesê, kiesers kan steeds aanlyn of by plaaslike OVK-kantore registreer of hul besonderhede opdateer totdat die verkiesingsdatum amptelik afgekondig word. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welin Kosini-Hlabisa, sê hy sal Vrydag 4 November amptelik as die datum vir die plaaslike regeringsverkiesing proklameer. Die kieserslys sal om middernag op die dag van die afkondiging sluit. Motoriste kan 'n verligting by die pompe te wagte wees. Die prys van albei grade petrol sal môre om middernag met 52 sent per liter daal. Die dieselprys sal egter met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Die hoofredes vir die aanpassings is dat die gemiddelde prys van Brent-olie gedaal het. Die impak van hernuide spanning tussen die VSA en Iran, wat die prys tot by die $100 kerf laat styg het, is geneutraliseer deur die feit dat pryse reeds die vorige maand en die eerste helfte van dese maand aansienlik gedaal het. Dit was te wyte aan die memorandum van verstandhouding oor 'n skietstilstand tussen die VSA en Iran, sowel as 'n laer wêreldwye vraag na ruolie. Hernuide oproepe klink op dat 'n ramptoestand in die Wes-Kaap verklaar word nadat meer as 170 mense die afgelope 2 weke in voorvalle van geweld dood is en meer as 100 gewond is. Die meeste voorvalle het in Nyanga, Khayelitsha en Mitchells Plain plaasgevind. Die Wes-Kaapse regering sê egter 'n ramptoestand is waarskynlik nie die beste oplossing nie en pleit eerder vir beter samewerking tussen alle vlakke van regering en groter polisieeringsbevoegdhede vir munisipaliteite. Intussen het die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, gesê slegs 62 van die 425 beweerde syndikaatleiers wat die SAPD die afgelope 2,5 jaar in hegtenis geneem het, is skuldig bevind.
Die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing ondersoek berigte van dooie sardyne wat langs verskeie dele van die Wes-Kaapse kus uitgespoel het. Die voorvalle is tussen Saldanha Baai en Gansbaai aangemeld, met sardyne wat ook tot 8 seemyl van Houtbaai af op die seeoppervlak waargeneem is. Ondersoeke en diagnostiese toetse het vandag begin. Die departement waarsku die publiek om uit voorsorg nie dooie vis op strande of in die see te eet nie. 'n Aardbewing van 5,6 het vandag omstreeks 3 uur plaaslike tyd die ooste van Egipte getref. Die skudding is oor 'n wye gebied gevoel, insluitend sover as El Arish naby Egipte se grens met die Gaza-strook. Volgens Egipte se Nasionale Navorsingsinstituut vir Sterrekunde en Geofisika het die aardbewing ongeveer 40 km noord van die stad Suez plaasgevind. Brandbestrydingsoperasies het in Griekeland hervat na brande wat vir die tweede week woed. 5 mense is reeds dood. Ligter windtoestande het vroeg vanoggend brandbestrydingsoperasies vanuit die lug weer moontlik gemaak. Vliegtuie is ingespan, asook 9 helikopters en ongeveer 450 brandbestryders in die streke Botee en Attika. In die onlangse dae het sterk wind van tot 80 km/h vliegtuie om veiligheidsredes verhoed om op te styg. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre aand weer so.